Vader, dankie dat ons nou kon gehoorship het, Abba, dankie dat u kon gedien het, Abba, met alles wat in ons is. Vader, ek bid nou, Abba, dat u sal spreek, Abba, so Samuel, toe hy eerste keer toe u met hom praat en sê, Samuel, Samuel, toe u hom roep, Abba, het hy nie geweet wie praat nie, Abba, maar totdat die hoëpriester gesê het, maar dit is Vader wat roep, antwoord, hier is ek die diensknegt luister, so bid ek vandag, Vader, dat Joshua wat ons hoëpriester is, dat ons deur hom, Vader, dat ons u stem sal weet, wanneer het u is wat praat. Mag ons u stem ken, Abba, mag u is die herder, Abba, en ons is die skape, en mag ons as skape u stem ken, en weet wanneer u praat. Ek bid vir gees van onderskeid, Vader, dat ons sal weet, wanneer u praat, en wanneer die vyand praat, dat ons duidelik sal weet, dis u wat praat. Dankie daarvoor, Abba, spreek nou, die diensknegte luister, in Yeshua se naam bid ek dit, amen, amen, dankie Here. So ons is besig met die reeks, ons het laasweek gepraat oor hierdie, oor Ruben, en ek weet nie of julle kan onthou nie, dit is nogal, die Ruben was, dit was regtig, ek eer Abba vir hierdie reeks, ons gaan oor die 12 stamme, gaan ons weer doen, en as ons julle laasweek sinne nie was nie, is julle welkom, ons het hom op YouTube, gaan ons hom, ek dink hierdie week gaan ons hom laai, ek glo so, hierdie week gaan ons hom laai oor Ruben, dan kan jy nou luister oor Ruben. Ruben was hierdie oor hierdie verwerping wat Ruben gehad het, en hoe hy dit van Mama Lea afkom, wat daai verwerping van tweede beste, en hoe dit Ruben se lewe op die einde van die dag baie beïnvloed het, en hoe hy gaan slaap het saam met sy stiefma, saam met Bila gaan slaap het, en net om daai toenadering te kry, daai goed te voel, en dit het sy hele lewe lang verder van eerstgebore reg het hy verloor. Hy het verloor aan Josef, en hy het die reg van rulership, van king, hy het sy reg basies, wat hy bo die ander boeties kon gepraat het hy verloor aan Juda. En ja, so vandag gaan ons 'n bietjie praat oor Simeon en Levi. So hierdie reeks van hoe Jakob se naam verander is na Israel, en Israel wat beteken om te worstel, en hoe ons kan sien hoe elke, nie net die pa nie, wat geworstel het toe in die tabernakel, toe hy letterlik geworstel het met die engel, met wat ons weet is Yeshua, wat hy geworstel het, maar hoe die seun self ook hulle eie worsteling gehad het. Elke seun het geworstel, daar's iets. En glo my, die vyand is altyd daar, so altyd bring hy vir jou 'n worsteling in jou lewe. Daar's altyd iets wat, dit gaan nie net heuning en melk wees nie. Daar's heeltyd, daar's of 'n giant, daar's of 'n 12, hierdie groot reuse in jou beloofde land, in jou belofte, in jou waantoe jy, in jou lewenswandel, jou roeping, jou hele lewe op aarde, is daar altyd hierdie worsteling. Dit is, jy kan maak wat jy wil, die dag as jy jou hart gee vir Vader, en sê, Yeshua, kom bly in my hart, dan kom die vyand vir jou, en daar is 'n worsteling, maar Vader sê, hy sal jou nooit los nie, hy sal jou nooit verlaat nie, hy is saam met jou in daai worstelinge, hy is saam met jou in daai seisoene. So volgens Jesegiel 36:38 lees ons dat die Israel, dit verteenwoordig die bruid van Yeshua, en dit teken vir ons hierdie, as ons gaan kyk hoe hierdie 12 stamme, hoe hulle basies die seuns groot geword het, en hoe hulle eventueel gevestig het in die beloofde land, teken dit vir ons 'n mooi prentjie van die bruid, van hoe die bruid, ons kan leer uit, die bruid kan uit leer, en eendag gaan ons deel wees van dit, want dis twee huise, ons weet almal, dis die huis van die Jode, en die huis van Israel, wat volgens Jesegiel die twee stokke wat weer een gaan word. Ons gaan weer een word. Daar's nie 'n huis van heidene nie. Dis baie belangrik. Want so, elke seun het geworstel met sondes, daar's sondes gewees. En dan ook was daar gevolge gewees vir elkeen wat die keuses wat hulle gemaak het. Soos ons kan praat van, soos ek net gesê het van Ruben, die keuse wat hy gemaak het op einde van die dag bepaal hoe hy gaan deurgaan. En so het ons keuses. Abba gee vir ons keuses. Hy sê in Deuteronomium 28, voordat hulle by die beloofde land ingaan, sê daarso, spreek lewe, kies lewe, kies keuses. Met 3 miljoen mense wat op 2 berge staan, en hulle spreek Vader se seëninge, en hulle die vloeke spreek hulle uit, en sê kies. Joshua sê, as whom you will serve the Lord, choose whom you will serve. Kies wat jy wil dien. En dit is
dit is so amazing, want Vader is regverdig en hy sal nooit vir ons nie 'n keuse gee nie. Dit is so liefde. 'n Pappa, enige pa in 'n huis ook, hy weet jy sê vir jou kind, nou so kies. As jy gaan nou getroud is, gaan jy 'n pak slaag kry. Kies wat jy wil doen. En dit is presies wat Vader ook vir ons doen, is hy sê kies. So Jakob se laaste woorde aan Levi, ons het laasweek ons gaan nie hele stuk lees nie, gaan lees gerus Genesis 49 wat Jakob voor sy sterfte wat hy uitspreek oor elke seun, hierdie seun uitspreek oor hulle. Nou Genesis 49 vers 5 praat van hierdie waar Jakob vir Levi seentjie Levi inroep en hy sê hierso is jou seun nou. Ek dink ons het laasweek gepraat net vir die wat nie hier was nie oor Ruben wat ek dink half geskok was oor sy pa wat sê hoorie sommer ek het geweet van jou en Bila se verhouding wat jy rondgeslaap het. En daarvoor gaan jy jou eerstgebore reg. Jy gaan soos water wees. Onthou julle die water wat so links en regs soos water in die wêreld uit heeltyd. So wat sê Genesis, kom ons lees oor die een oor Simeon en Levi. Genesis 49 vers 5. Simeon en Levi is broers. Hulle wapens is werktuie van geweld. Laat my siel nie kom in hulle raad nie. Laat my eer nie eers wees met hulle vergadering nie. Hierdie is hard. Want in hulle troon het hulle manne doodgeslaan. En hulle het in hulle moetswilligheid het hulle beeste vermink. Vervloek is hulle troon, want dit is heftig, en hulle grimmigheid, want dit is hard. Ek sal hulle verdeel in Jakob en hulle verstrooi in Israel. Kan julle self dink? Ek imagine dit nou hierso. Boetie Ruben kom nou net uit hierdie kamer waar sy pa op die sterfbed lê en hy sê, "Ja, boetas, hierdie is hard." En Ruben, Simeon en Levi stap in en hulle moet nou, hulle verwag, wat gaan hulle nou kry? En hierso ewe skielik sê, kom hierdie harde woorde. Die laaste woorde wat hulle hoor van hulle pa af voordat hy sterwe, hier moet hy vir hulle sê, maar julle gaan verstrooi wees, julle vervloek is julle troon, is hulle troon. En dit is net nou dit moet hard wees, dit moet hard wees vir 'n pa ook om dit self vir hulle te sê. Kan jy dink net daai wat hy sê, weet elke pa het tog 'n behoefte om vir sy kind te seën, om vir sy, om 'n goeie woord vir hom te gee. Hy, ek's lief vir jou, ek's trots op jou, dankie vir alles wat jy vir my gedoen het. Ek gaan nou gaan, ek gaan nou sterwe. Dit is tog elke seun en elke pa se glo ek se hartsbegeerte. Maar kan jy dink net daai gevoel wat Jakob in sy hart gehad het om dit op sy sterfbed te sien. Dit moet erg gewees het op sy hart. So hulle was duidelik nie die gunstelinge gewees by Jakob nie. Nou hoe dit ontstaan, hoe dit gebeur dat dit uitgespreek word op Levi en Simeon? Wat het gebeur? Wat het fout gegaan? So ek sê altyd vir die mense, Jakob het 12 kinders, 12 seuns gehad en een dogter Dina gehad. En dit gaan alles oor dogter Dina wat daarso gebeur het. Nou Genesis 34 praat oor en jy kan gaan lees oor wat daar gebeur het. Ek gaan net stukkies uithaal. Vers 1 sê sy wou die dogters van die land gaan leer ken. So Dina, sy is die enigste dogter tussen 12 seuns. Kan jy jouself dink 'n sussie tussen 12 boeties? Ek dink dit kan nogal vir jou so 'n bietjie alleenig raak baie keer, want ek glo nie Simeon wat 'n bevegter was, sal saam met jou gaan pop speel nie. Ek dink dit was moeilik geweest 'n sussie onder 12 boeties groot te word. En in daai tyd was dit soos in die boeties is alles. Sussie, sy's daar. Ek dink sy seker maar die pap gemaak of die brood gemaak of wat ook al. Sy is besig geweest in die huis teen. Tussen al die ander 4 vrouens wat ook in die huis is. Ken net hierdie situasie, imagine jouself as 'n sussie en daar's 4 ma's in die huis en hierdie enetjie is jaloers op daai ene en daai ene voel minder werd as daai ene. Hierdie het 'n verhouding met ander seun. Dit klink soos Days of Our Lives, of what Bold of Beautiful. Daai daai stories. Ek dink dit is 'n erge storie, maar ja, so wat sy gedoen het toe, obviously sy's 'n dogter en sy het nou 'n bietjie gaan kyk of daar iewers anderste dalk sissies is, dogters is in die land. En sy gaan verken die land. Sy het so 'n bietjie so nou en dan het sy die seuns gaan pas skape op en hulle doen hulle ding, jag en gaan te kere, sy gaan verken die land bietjie. So dis wat sy gedoen het as jy daai stuk gaan lees.
oor daai wat sy gedoen het. So sy het gegaan en miskien sy dalk bietjie ook gedink, maar ja, ek wil ook 'n man hê. Sy word groot, sy soek 'n man. Dit is wat baie, almal op 'n stadium in jou lewe begin jy 'n man soek en jy soek vrou en sy het 'n bietjie gaan verken. Sy het haarself dalk bietjie beskikbaar begin stel en dat hulle haar kan kry as sy het 'n man gaan soek. Want sy moet aangaan met haar lewe. So op die stadium wat jy al gelees Genesis, kom sy dat sy vir Sichem, die seun van Hemor, se aandag trek. So sy het nou dalk gaan water skep daar iewerste en Sichem sien haar raak. So Sichem, hy was 'n Hewit gewees. En hy het fout gemaak. En ek dink Dina was vir hom dalk te mooi gewees daai dag. En wat hy doen en sy grootste fout wat hy doen is, hy verkrag haar. Hy verkrag vir Dina. Die woord sê sy siel het een geraak met haar. Hy het haar verkleef. So nadat die gesprek, en ek weet julle kan daai stuk gaan lees, het hy met sy vader gespreek en hy gesê hy soek haar as 'n vrou. Nou Sichem het Dina onteer en het om die broers en Jakob te kalmeer gesê, hy sal wat hulle soek aan hulle gee om haar te kry. So hierdie is 'n stuk wat hy doen verkeerd, want hy was iemand wat buite covenant was. So vir hulle het dit nie saak gemaak nie. Dis maar vandag se lewe, jy weet, as jy die melk kry, is nie nodig om die koei te koop nie. Verstaan daai effek. So hulle het nou, weet, dis okay. Alles is okay. Weet, slaap saam met die ene, wees saam met daai ene, so staan met daai enetjie. En dit is verstaan, dit is fyn om dit te doen en dis tog wat die wêreld leer. So hy was buite covenant gewees. Vir hom was dit soos net 'n another day. Alright? En hy gaan toe maar hy doen iets verkeerd. Hy forceer homself op haar en hy onteer haar. Alright? En vir iemand wat in covenant was, onthou Vader Jahwe het van Abraham af al sy wet, sy insettinge, sy verordeninge in hulle hart geplaas. Dit is nog voordat 'n berg Sinaï verbond gegee is. Verstaan, maar hulle het geweet jy mag nie. Dit is trou en dit is hoe die ding loop. Jy trou en dan gaan jy. Alright? En ons weet presies daai storie van die bruid en al die goedjies, want ek sal nie nou daar praat nie, maar dit is vir hulle was dit 'n groot ding gewees. Alright, so Sichem sit met hierdie ding van hy het dit nou gedoen en ek dink hulle het begin agterkom maar hierdie storie wat hy nou gedoen het gaan nie goed afloop met mense wat in covenant is, die Jakob hulle nie. En dis toe hy sê, wel, ek sal vir julle enigiets doen sodat julle net haar vir my kan gee, want ek dink hy het begin skuldig voel wat hy gedoen het wel teenoor die dogter Dina. En ek dink die kinders, ons sal nou sien wat hulle gedoen het. So Jakob het hulle gesê, die seuns en al die mans moet besny word. Want Dina kan nie aan 'n onbesnedene gegee word nie. Daai tyd was dit gewees, die vreemdeling, as jy besny was jy deel gewees, kon jy deel wees van om Pessach te hou, die feeste te hou, alles te hou. Jy was dan deel gewees as jy besny is. Alright. So het al die mans hulle besny. En toe op die 3de dag, toe al die mans nog pyn gehad het Simeon en Lewi reg in hulle eie hande geneem. Vers 25 ek gaan vir ons lees. Op die 3de dag toe hulle in pyn was, neem die 2 seuns van Jakob, Simeon en Levi, broers van Dina, elkeen sy swaard, en hulle oorval die sorgelose stad en slaan almal dood wat manlik was. Hulle slaan ook Hemor en sy seun Sichem dood met die skerpte van die swaard. Daarna neem hulle Dina uit hulle huis van Sichem uit en vertrek. Die seuns van Jakob het op die gesneuweldes afgekom en die stad geplunder, omdat hulle suster onteer het. Hulle kleinvee en hulle beeste en hulle esels, wat in die stad van die veld was, het hulle weggeneem. En al hulle goed en al hulle kinders en al hulle vrouens het hulle as gevangenes weggevoer en as byt. En ook alles wat in die huise was. Toe sê Jakob vir Simeon en Levi, julle het my ontroer, dat julle my gehaat gemaak het by die inwoners van die land, die Kanaaniete en die Ferisiete. Terwyl ek 'n klein klompie is, as hulle teen my versamel, sal hulle my verslaan, en ek sal verdelg word, en ek en my huis. Toe antwoord hulle, hoe durf hy dan ons suster as 'n hoer behandel?
So daar was baie gevoelens gewees onder daai seuns. Eerstens, sit jou bietjie in Simeon en Levi se skoene. Hoe sal jy voel as iemand jou suster verkrag? Sit in vandag se tyd. Hoe sal jy voel as iemand jou suster verkrag? Is dit nie wat die wêreld ons leer nie, is dit nie wat ons al groot geword het nie? Ek sal hulle gaan uitsort. Ek sal hulle gaan uithaal. Is dit nie wat ons meeste van ons mense sê vandag se tyd nie? As iets, moenie net aan my gesin raak nie. Ek gaan dit verloor. Dis wat ons baie keer sê en dit is wat die mensdom sê. Ja. Dis presies wat die twee broers gaan doen het. Wraak. Hulle het wraak, of hoe sê die Engels, hulle het gerevenge. En dit toe die arme mans nog in pyn was, dit is eintlik bietjie swak gewees. Want die mans was in pyn gewees, hulle is nou net besny, en hulle vat wraak op hulle. Nou die vraag vandag is dit Abba se wil wat hulle gedoen het? Mag ons reg in ons eie hande neem? Baie keer, wat sou Yeshua gedoen het? Wat sou Yeshua gedoen het? En dit is die beste ding wat ons ooit kan vra, voordat ons 'n keuse wil maak is, wat sou Yeshua gedoen het? Hoe het Papa Jakob daaroor gevoel? Het Sichem en Hemor betaal vir hulle skuld? Ja, hulle het betaal, hulle was verkeerd geweest. Het hulle fout gedoen, het hulle gesondig? Ja. Maar hulle wou wel betaal, deur alles te wil doen. Ek meen, kan julle dink, het Sichem hulle nie dalk in hulle hart, werklik waar besef hulle was verkeerd geweest nie? Het hulle nie regtig waar dit berou nie? Ek meen, hulle het tot 'n ander geloof aangeneem en almal besny. Ek meen, hulle het regtig waar hulle kant, ek meen, dit is vir hulle teen hulle geloof, teen alles wat hulle groot geword het mee, om ewe skielik vir jou aanstaande familie te besny, né? Dit is baie. Dis nie soos baie keer soos ons nie. Baie keer, verstaan, weet, so goed soos ek sê vir ons familie, maar luister ouens, ek het nou julle dogter, julle moet nou maar verander. Werk dit vandag se tyd? Nee. Want daai mense het regtig waar dit berou. Hulle het nie net gesê, man, weet jy wat, Bogger, ons het julle dogter nou, lekker dag, geniet julle daar verder nie, sy gaan nou saam met ons gaan. Hulle het 'n ander geloof aangevat. Is dit nie hoe ons ook dalk was in ons vorige dae nie, toe ons nog in die wêreld was, en ons vergewe is deur die bloed van Yeshua? Het ons nie ook dalk soos Sichem dalk ook iets fout gedoen in ons lewe nie? Het iemand op ons wraak geneem? Het iemand ons kom doodmaak? Het iemand ons kom wat som? Nee. Hoe baie keer het jy nie al vergifnis gevra, Boeta en Sissa, teenoor iemand of teenoor Jahwe nie? Ek dink ons sou 'n paar keer al met die swaard getref geword het vir wat ons gedoen het in ons lewe. Wat ons hieruit leer is vergifnis. Net soos Yeshua aan die kruis gesê het, my Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis vergifnis daai. Hoe het hulle vir Yeshua, hulle het hom so seer gemaak, hulle het hom gespoeg, hulle het hom geslaan, hy was onherkenbaar, seer gemaak gewees. Vader, Yeshua sê aan die kruis, my Vader, vergewe hulle. En dis wat ons kan leer uit Yeshua uit. Dis kom in elke situasie waarin jy kom, Boeta en Sissa, is wat sou Yeshua gedoen het? Vraag is, mag ons reg in ons eie hande neem? Nee. Lukas 6 vers 29 sê, aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. En aan hom wat jou boorkleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. Hierdie is harde woorde. Dis maklik om dit te sê. Maar kom in daai situasie waar jou dogter, soos in daai tyd, of jou sussie verkragt word. Gaan jy dan jou linkerwang ook gee? Maar,
Yeshua wil hê ons moet dit doen, want hy het dit vir ons gedoen. Daar was nie, hoe sê die Engels, terms and conditions, daai dag nie. Hy het gesê, nikmar, dis klaar, alles is vergewe. Net Yahweh kan oordeel. Romeine 2 vers 1 sê, daarom is jy o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself. Hoor hierso, waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy oordeel, doen dieselfde dinge. Punt. Ons almal doen dit ook. Ons almal kom kort die glorie van Yahweh, ons almal is sondaars. Vers 2, en ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel wat hulle sulke dinge doen en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug. Ons almal word geoordeel. Jy gaan dit nie ontvlug nie. En wees versigtig, want dieselfde meting waarmee jy daai persoon meet, wat jy uit daai persoon wil oordeel, gaan jy geoordeel word. Dis baie, baie belangrik, broers en susters. Nog 'n vers oor oordeel, is Matteus 7 vers 5. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit die oog te haal, en kyk, ja, in jou eie oog is 'n balk. Geveinsde haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie. Hierdie is vir ons baie, baie, baie belangrike vers. En dis wat ons baie doen vandag. Ons oordeel. Ons judge mense, want julle volg nie hierdie pad nie. Julle eet vark. Julle onteer die Sabbat. Hoe baie keer gebeur dit nie? Ek weet ons probeer ons beste. Maar meet ons nie partykeer aan 'n ander boeta en sissa wat sy ou varkie eet nie. Meet ons hom nie en kyk waar is jy in jou lewe nie. Hier sê Vader Yahweh, haal eers daai balk uit jou eie oog uit. Haal hom eers uit, sodat jy kan sien. Maar moenie, dan kom Yeshua en hy eindig dit, maar moenie daai parel vir daai vark gooi nie. As daai balk uit jou oog het, as jy vergewe is, as jy voor Vader bely het en jy skoon voor hom op daai oomblik, want ons is almal sondig. Kyk. Moenie meet nie, maar moenie daai parel vir hom gooi nie. Gaan net aan. Draai om en beweeg aan. Moenie daai parel mors nie. Daai wat Abba jou geleer het, moenie mors nie, moenie oordeel nie, moenie meet nie, moenie wonder waar hy in sy lewe is nie. Jy kan met hom praat, jy kan hom waarsku. Jy kan met hom deel. Maar soos Moses sê, skit die stof van jou skoene af en beweeg aan. Want ons ander wat wel daai parels sal vat. So moenie aanhou, gee jou parels, gee die parel, en dan beweeg jy aan. Moenie daarop bly en bly en bly nie, want glo my, jy gaan elke keer as daai persoon voor jy gaan kom, gaan jy hom meet. Jy gaan kyk, het al verander. Is dit nie meet nie? Jy gaan hom meet. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie. Wat is 'n hond? Iemand wat uit covenant uit is. Dis hoekom Openbaring 22 sê, die honde sal nie reg hê tot die stad eendag nie. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi julle parels nie voor die varke nie. Wel, hier sê die Nuwe Testament ook van die onrein vark. Jy moenie eens 'n parel vir 'n vark gooi nie. Maar ons eet hom sommer nou en die parels. Ja. Alright, so,
So broer en suster, dit is duidelik dat ons moet vergewe. Al kook ons binneste kant. Al voel jy kan hierdie ou teen die dak opgooi. Ons moet vergewe en aanbeweeg. Alright? Dis wat Jahwe wil hê. En Simeon Levi is hard gestraf om hulle reg in hulle eie hande geneem het. En Abba Vader ons elke dag kan vergewe, hoe te meer kan ons nie iemand anderste vergewe nie. As hy jou kan vergewe wat jy in jou lewe gedoen het. Ek meen, ons is nie hierdie glaspaleisies nie. Ons is almal mens. En as Vader jou kan vergewe, kan hy daai persoon ook vergewe. Hy sal die judge wees. Dis hoekom Yeshua, hy is die judge. Hy sit in die troonkamer by aan die regterhand van Vader Jahwe en hy is jou judge. Die vyand gaan jou kom aantuig voor hom en hy sal die regverdige judge wees. Hy sal sê, los daai Job uit. Hy's 'n righteous, hy's 'n fearful kind van my. Ons is nie daar om daai persoon te judge nie. Ons is om hulle te help. En sê Boeta en Sissa, kom ons vat jou eerder en ons bid vir jou. En help jou om te repent voor Vader Jahwe, voordat jy hom sal wil gaan teen die muur vashardloop. Miskien sit jy hier vandag, miskien moet jy nog vergewe, vryspreek en vergeet. Dit is strange fire. Dis vreemde vuur as jy in 'n huis van Vader Jahwe inkom en jy het nog nie reggemaak met 'n persoon nie. Jy het nog nie vergewe nie. Dis kom jy so erg en sê, voordat jy hierdie offer bring, gaan los alles daarso by die bronsaltaar van daai tyd en gaan maak reg met 'n Boeta en Sissa. Want daai ding gaan jou, dit's vreemde vuur wat jy voor my bring, daai ding gaan jou vashou. Dis soos met verwerping van laasweek, gaan sorteer daai verwerping uit, want dit gaan jou breek. Hierdie grief wat hierdie Simeon en Levi gehad het, hierdie wraak, dit gaan jou breek. Dit gaan jou oorgaan na sonde toe. Dit gaan jou erfporsie steel in die beloofde land, want dis wat met Simeon en Levi gebeur het. Miskien is vandag die dag om vry te kom. Haal hy juk van jou skouers af. Vergewe die persoon en gee dit vir Jahwe dat hy regverdig oordeel. Hy is die judge. En dan gee die hofsaak vir hom en kom vry. Want anders gaan dit jou dalk keer en vashou om die roeping uit te lewe. Nou Simeon se naam beteken Shema. En dit beteken om te hoor. Shema. Dit beteken om te hoor. Genesis 29 vers 33. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê gewis. Die Here het gehoor. Dit is toe sy Simeon baar. Dat ek nie die geliefde is en my hierdie een ook gegee het nie. Sien julle wat hier gebeur? Eerste seun, Reuben, Lea kry vir Reuben, dink sy gaan Jakob se gunsteling word. Dit werk nie. Kry sy weer 'n seun, Simeon, werk weer nie. Wat doen Simeon? Hy sien die kwaad in sy hart. Hy sien die ou wat gaan fight. Wat gebeur baie keer as jy verwerp word? Wat doen jy? Gaan oor in woede in. Jy word hierdie mislike mens. Jy voel nie goed nie, dan skuil jy. Jy bou vir jou 'n muurtjie, dan is jy agter hierdie heeltyd agter daai ding. Jy skuil agter daai muurtjie. Dan word jy hierdie mislike mens, hierdie mislike. Gewis, die Here het gehoor dat ek nie die geliefde is nie, met hierdie een ook gegee en ek het hom Simeon genoem. Dink julle nie dat Simeon dit ook ervaar het soos Reuben nie? By verwerping. Hoe baie keer gebeur het by skool, ek weet by skool daai tyd, boelies. Hoe baie keer het jy boelies gekry? Dag kry in die lewe kry ook boelies. Dit is daai boelie wat seer. Iewers te gaan kyk. Die meeste van die gevalle is dit 'n seun of 'n dogter wat nie aandag kry by die huis nie. Dat sy pa en ma hom nie liefde gee nie. Dan word hy 'n boelie. Is dit nie wat Simeon geword het nie? En jy maak iemand seer, dan voel jy beter daaroor. Want dan is daar nog 'n persoon wat seer het soos wat jy seer het. Geweld maak nie alles reg nie.
Maar daar's altyd 'n roet, Boeta en Sissa, as jy sit met dit. As jy sit met hierdie wrok in jou hart. Wie is jy? Is jy 'n vredemaker of is jy iemand wat dinge by jouself wil uitsorg? Matteus 5 vers 9. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle hoor die koninkryk van die hemele. Is nie mooi woorde nie. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Hoe baie gebeur dit nie vandag nie. Ek gaan weer vir ons hierdie mooi vers lees. Hy sê salig is julle wanneer die mense julle beledig, vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Kom sê Yeshua hierso, verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Hy kom sê hierso, daar's 'n loon vir jou, maar jy die bietjie wat jy beleef, die bietjie wat jy dink is moeilik vir jou in die lewe, hierdie wat die lewe jou bietjie grind, dit is nie so moeilik nie, hoor. Hier is ons profete wat voor jou dood gegaan het. Hier's disippels wat lewendig hulle vel afgehaal is, wat onderste bo geslag, wat in die helfte, soos Jesaja, profeet Jesaja, wat in die helfte deurgesaag is vir die geloof. En jy dink jou probleempie is erg. En jy wil nou wrok hê teenoor daai persoon omdat dit net bietjie vervolging teenoor jou is. Yeshua sê salig is jy wat die vredemaker is. So die derde seun se naam was Levi. Vandag gaan ek oor albei praat, want hulle het dieselfde sonde gedoen en hulle volgens Jakob het hulle dieselfde blessing uit al twee seuns ingeroep op sy sterfbed. Genesis 34 vers 30. Toe sê Jakob vir Simeon, Levi, jy het my ontroer dat julle my gehaat gemaak het by die inwoners van die land. Ek het gelees nou net, julle ken daai stukkie. Hulle word verdelg en ek in my huis. So hulle het die skaamte oor Jakob gebring. Dis wat hulle gedoen het. Levi se naam beteken om saam te voeg. Om saam te voeg. En ons kan almal weet Levi, hulle die priesteramp, Moses kom daar uit, Aaron kom daar uit, die priesteramp kom daar uit, saamvoeg. Wat moet die priesters doen? Wat is 'n priester se werk vandag? Skapies gaan haal, saamvoeg, bymekaar bring. 1 Petrus 2 vers 9, ons is die priester, ons is 'n heilige priesterdom deur Yeshua wat vir ons gesterf het. Yeshua is ons hoëpriester, ons is die priesters, hy sê vir ons, voeg saam, bring hulle saam. Levi daai tyd, maar Levi het daai keuse gehad en hy het saam met sy boetie Simeon gegaan. Hy het saam met hom hy wreek gedoen, hy het gesondig. Maar het Levi reggemaak? Het Levi verander? En het Simeon verander? Wat het gebeur met hulle in die beloofde land? Want ons weet, Levi het goed uitgedraai. Simeon, wat het gebeur met hulle? Kom ons lees. Daar geen gewiekse aan, want dit net bietjie om te dink, terwyl ons praat. So Levi se naam beteken om saam te voeg. Hoe het hy sy naam gekry? Dat die mamma het dis daai tyd was dit gewees soos, en straks, baie van die swart mense vandag, se name word baie keer gegee vir hoe die geboorte was. Dis baie keer wat hulle dit gebruik, die name, so hierso is al vir effek van, met Lea byvoorbeeld, wat Ruben daai verwerping geervaar het, en met Simeon het sy iets anders te ervaar, verstaan, want dit is net, hoe die kind gebore is, het sy nogal, iets gesê oor die kind, en dit is vir my so, dit is nogal belangrik, hoe ons naam is vir Vader Yahweh. En is baie belangrik die naam wat ons, enigiets wat ons spreek, jy as 'n ma en 'n pa oor jou kinders. Hierso het dit geword, wat hulle gespreek is. En dit is baie belangrik, want daar's krag in die mond, van lewe en dood in die mond. So ons baie versigtig wees dat ons spreek oor ons kinders, en die naam wat ons vir hulle gee, bid vir die naam, vra vir Abba. Genesis 29 vers 34. En sy het weer bevrug geword en die seun gebaar en gesê, nou eindelik sal my man aan my geheg wees. Hy sê, Lea het daar maar, sy het haar bes te probeer.
Ek meen, hier is ons nou die derde kind. Nee, 1, 2, 3 jaar, die derde kind. 3 kinders net om 'n man se liefde te kry. Nou eintlik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het. Daarin het ek hom Leefie genoem. Arme Leo. Genesis 49 vers 7 sê Jakob dat die 2 broers verdeeld sal wees. En Jakob en is verstrooi in Israel. Jakob spreek uit, julle seuns Leefie en Simeon, julle gaan verstrooid wees in Israel. As gevolg van die sonde, ek gaan vir julle die kaart, sal ek volgende week oplaai, ek het vergeet hierdie week om die kaart op te sit, om te sien hoe waar elke broer gesit het in die beloofde land. Die broers het nooit, as jy gaan kyk na Simeon en Leefie, dis soos Reuben, het nooit hulle eie erfporsie gekry nie. Hulle het land gedeel saam met iemand anders. Hulle was 'n stad sonder mure. Daai laasweek Reuben, presies dieselfde. Men uit Reuben het daar nie eers 'n profeet uitgekom uit sy geslag uit nie. Josua 19 vers 1. En die tweede lot het uitgekom vir Simeon, vir die stam van die kinders van Simeon volgens hulle geslagte. En hulle erfdeel was in die middel van die erfdeel van die kinders van Juda. Hier is hulle erfdeel, Simeon se erfdeel is versprei onder Juda. Die erfporsie van die hele stam Simeon is verdeel onder die kinders van Juda. Vers 9. Uit die aandeel van die kinders van Juda is die erfdeel van die kinders van Simeon, omdat die deel van die kinders van Juda vir hulle te groot was. Daarom het die kinders van Simeon geërwe in die middel van hulle erfdeel. So Jakob se profesie oor hulle, julle gaan verstrooid wees onder almal. Juda het 'n groot gedeelte gekry, dat hulle te groot was vir hulle, sodat Simeon in hulle gedeelte of hulle land stede gekry het. So Simeon het saamgegaan en hulle het onder Juda gedeeltes gekry in die beloofde land. Hulle is verstrooi. Simeon het nooit hulle eie land gehad nie, as gevolg van daai een sonde. En Jakob spreek dit uit oor julle, en dit het so gebeur. Dis net daai vergifnis. As Simeon gesê het, ek wonder, dis soos Reuben. As Reuben net bely het voor sy pappa, ek is jammer, ek het saam met jou vrou geslaap. Die eerste 2 dae nadat dit gebeur het. Dit sou sy lewe vir hom verander het. Maar het gewag tot op sy sterfbed, toe sê Jakob, jy het saam met haar geslaap, en dis wat nou met jou gaan gebeur. Selfs met Simeon. Het hy dalk vir sy pappa jammer gesê? Of het hy net gesê, julle het dit verdien, ek bly vas daarby, hulle het my dogter, my sussie verkragt, ek het hulle doodgemaak. As Simeon dalk sê, pappa, maar ek is regtig waar jammer, dink julle dalk Jakob sou nog steeds so om hierdie kurs oor hom uitgespreek het, van gesê, hoorie so, maar dit is wat met jou gaan gebeur, jy gaan verstrooid wees oor die hele land. Dis die ding, ons moet regmaak, moenie daai burden dra nie. Yeshua het vir ons gesterwe en die sonde betaal, maar daar is altyd gevolge vir sonde. Romeine sê die loon van sonde is dood. Daar is 'n gevolg. Kyk wat met Dawid gebeur. Dawid het Betseba se man doodgemaak en die loon was sy seun, sy eersgeborene het doodgegaan. Hy kon hoe vas, hy kon hoe vra, Vader het gesê jou seun gaan doodgaan, dis klaar. Die loon was dit gewees. Daar's altyd 'n loon. Sonde is soos 'n kredietkaart, as mens kan sê. Jy doen dit nou en betaal later. Dis baie keer, met rente dalk. Ja. Nog 'n voorbeeld. Jy kan moord pleeg. Ek sê baie keer in toere. Jy sal toegesluit word in 'n tronk. Jy gaan die loon gaan wees as jy moord pleeg, gaan jy tronk toe gaan. Maar daar kan jy vra vir vergifnis en jy kan jou hart vir die Here gee en daar kan jy dalk 'n pastoor word in die tronk. 'n Priester van Vader Jahwe. En mense se lewens verander. Maar die gevolge bly. Daar is een ding wat Simeon nie gedoen het nie, wat Lewi gewel gedoen het, en dit was om te bekeer en te repent.
Simeon het altyd aangehou en hy het hierdie heeltyd hierdie onbekeerde sonde gejustify. Hoor wat sê hy hierso. Sichem, dis wat Simeon sê. Sichem het my suster verkrag en dis hoekom ek hom doodgemaak het. Hy het dit verdien. Dis wat Simeon gesê. Hy het dit verdien, klaar, punt. Hy was arrogant geweest en hy wou nie jammer sê nie. Hy het regverdigheid, klaar, punt. Die tribe van die stam van Simeon het ook soos Reuben nooit gegroei nie. Hulle het gegroei 2/3 in 40 jaar. Die eerste sensus wat Moses gedoen het, was hulle 60,000 man. En 40 jaar, dis in die beloofde land, het hulle net met 20,000 man gegroei. So dat daar's glad nie goeie groei gewees, positiewe groei nie. Moses, voordat hulle in die beloofde land gaan, spreek Moses ook 'n seën uit oor elke stam, soos wat Jakob gedoen het. Deur die woestyn, Jakob, Egipte, word groot, uit woestyn, voor in die beloofde land, en gee Moses, spreek hy seën uit oor Simeon hulle ook. Soos hy laasweek vir Reuben gesê het, Reuben, maar ek hoop raar waar jy sterwe nie, mag jy lewe. Alright. Moses sê, het gesê in Deuteronomium 33, het Simeon geen seun gekry nie, maar Levi wel. Kan jy sien na arrogansie van wat Simeon gehad het, wat hy bly sê, dis Dina, my sussie, hulle verdien het om te gesterwe het, gemaak dat hy nie eers 'n seun kry van die hoop van Moses af nie. Simeon was buite covenant en sy stam, hoor gou wat met hom laaste tyd gebeur. As jy kyk in geskiedenis van Simeon, het hulle gesplit, soos ons gesê het, onder Juda, maar van hulle het die Edomite gejoin. Die Edomite. Nou baie interessant, die Edomite was Esau se afkoms. En raai wat het Esau se afkoms gedoen? Obadja praat van dit. Hulle het die tempel gebrand. Esau se geslag het die tempel gebrand. En Simeon het Esau gejoin, sy geslag. Het hulle gejoin. En as jy gaan Obadja gaan lees verder, is die hele Esau, stam Esau, plat gemaak. Hulle het verdwyn. Hulle is weg. Kan jy dit sien? Esau, het Simeon, dit alles, hierdie Esau, hierdie vegter, hierdie harige ou, hierdie jagter die buitekant, verstaan? Simeon, hierdie fighter, mense doodmaak, en hy is hierdie bombastiese ou, hoe dit saamkom, en hoe daai wat hulle nie reg wou maak nie, wat op einde van die dag, hoe ver die vyand hulle vat, dat hulle tot die tempel afbrand. Hulle was deel gewees van die. Esau het uitgesterwe. Simeon het ook in Ephraim en Manasse gejoin. Simeon het ook vir Ephraim en Manasse gejoin. 2 Korintiërs 15 vers 9. Daarom vergader hy by die hele Juda en Benjamin. Ook die vreemdelinge, hoor die vreemdelinge wat uit Ephraim, by die Manasse en uit Simeon by hulle was. Hulle gesien as vreemdelinge. Want uit Israel het hulle 'n menigte na hom oorgeloop, toe hulle gesien het dat die Here sy God met hom was. Sien julle die profesie wat Jakob uitspreek, julle gaan verstrooi word? Het dit gebeur? Ja, dit het gebeur. So net so kan jou erfporsie Boeta en Sissa vir iemand anderste gegee word. Jou roeping, jou gawes. Want as jy het covenant is jy soos iemand, so 'n stad sonder mure, gaan jy net niks beteken vir die koninkryk van Jahwe nie. Ander woorde, jy gaan iemand wees wat ronddwaal en nie standvastigheid het nie. Is nie ook soos water nie, soos dit Reuben was nie. Jy gaan iemand wees wat alles met geweld sal uitsort, en iemand wees wat voel jy het reg gedoen in jou eie oë, en nou skuld die wêreld jou. Hoe baie keer gebeur dit nie? Nou Levi, ek gaan eindig nou met dit. Volgens Numeri 35 is daar vir hulle 48 stede
gegee. Levi het iets anders te gekry. Levi het, maak nie saak, nou, daar is uitgespreek, Jakob spreek hierdie uit, julle gaan verstrooi wees. Okay? Simeon het dit duidelik gevat. Hy het gesê, ek gaan so bly glo, en hy is verstrooi. Wat het Levi gedoen? Numeri 35 vers 7. Al die stede wat julle aan die Lewiete gee, moet wees 48 stede. Hulle het stede gekry. Simeon het verloor, Levi het gekry. Wat het gebeur? Hoekom? Wat het Levi anders te gedoen? Hulle het lig gekies. Hulle het gekies om te repent, hulle het gekies om nie aan te hou met hierdie wraak nie. Hoor gou wat sê Deuteronomium 10 vers 9. Daarom het Levi geen deel of erfenis saam met sy broers nie. Die Here is sy erfdeel, soos die Here jou God hom beloof het. Hulle het by Berg Sinai het Levi die grootste keuse gemaak in hulle lewe. Toe daai 3000, toe daai mense daai goue kalf aanbid het, toe het Levi besluit, ek kies jou Moses. Ons is jammer dat ons die goue kalf aanbid het. Hulle het daar besluit, genoeg is genoeg, ons gaan nie meer hierdie pad stap. Levi het 'n verskil gemaak, en daar word Levi vader se erfgename. En as jy gaan kyk, verder wat met Levi gebeur het, hulle het die priesteramp gedoen. Die priesters kom uit hulle uit. Levi is in elke stad, 48 stede waar hulle geplaas is, het Levi het vader vir hulle voorsien. Oralste waar hulle gegaan het was, moes mense vir die priesters kos gee, goed gee, heeltyd. Hulle het 'n keuse gemaak om hulle regterwang op te draai. Hulle was nie arrogant geweest so Simeon, maar houding van die wêreld skuld my nie, want iemand het my seer gemaak. Hulle het vergewe. Hulle vra vir vergifnis. So moet ons sal vra vir Jahwe om te vergewe, bely jou sonde. Want die vyand sal jou geestelike erfporsie steel as jy aanhou daarmee. Deuteronomium 18 vers 1 sê, die Levitiese priesters, die hele stam van Levi, mag geen deel of erfenis saam met Israel hê nie, van die 4 offers van die Here en van die erfdeel moet hulle eet. En hy mag geen erfdeel hê onder sy broers nie, die Here is sy erfdeel, soos hy hom beloof het. En dit moet die reg van die priesters wees, van die kant van die volk, van die wat 'n slagoffer bring, en die bees stuk kleinvee is, moet aan die priester 'n blad aan die 2 kakebene en aan die maag gegee word, so dat die deeltyd van al die offers kos het hulle gekry. Die eerstelinge van jou koring, jou mos en jou olie en jou eerstelinge van jou skeersel van jou kleinvee moet jy aan hom gee, aan Levi. Want die Here jou God het hom uit al jou stamme uitverkies, dat hy altyd kan staan om die dien in die naam van die Here, hy en sy seuns. En as 'n Lewiet uit een van jou poorte kom, uit die hele Israel mag, waar hy as 'n vreemdeling vertoef, en hy na hartelus kom, na die plek wat die Here sal uitkies, dan moet hy dien in die naam van die Here, sy God, soos al sy broers, die Lewiete. Want daar voor die aangesig van die Here staan, 'n gelyke aandeel moet hulle geniet, behalwe wat hy verkoop volgens familiebesit. So hulle was gesorg geweest in die land. Hulle was gesorg. En hulle het priesterampt gedoen, vir Vader Jahwe. Het gekies om nie verder meer hy wrok te hê oor wat gebeur het. Kan jy sien wat die vyand doen? Solank ons net die vyand se plan kan sien die hele tyd. Hoe hy wil steel, verwerping, kwaad, hoe ver het gaan. Hulle het gestaan en hulle het gekies by Berg Sinai. Ek sê genoeg is genoeg. Hulle gaan nie dit meer verder doen nie. Numeri 3 vers 9, en jy moet die Lewiete aan Aaron sy seun sê, hulle is heeltemal aan hom gegee, aan die kinders van Israel. Dit het daai dag gebeur by Berg Sinai. So ons is die eerstgeborenes. Ons is die eerstgeborenes van Vader Jahwe, volgens wat daai tyd gebeur het, die eerstgeborenes van Farao het gesterwe, en die wat onder die covenant was, het die eerstgeborenes geword deur die bloed van die lam.
So ons is deur die bloed van Yeshua, Jahwe sinne, Jahwe se eersgeborenes. En ons is vandag, is ons die priesters, soos Levi, is ons die priesters vandag. Ons is die erfgename. Maar gaan jy wat 'n erfgename is, jy wat 'n priester is van Vader Jahwe deur Yeshua, gaan jy kies om wrok in jou hart te hê of te let go and let God. Deuteronomium 33 vers 8. En van Levi het hy gesê, die Tumim en die Urim is vir die man, 'n gunsgenoot, wat deur u beproef is in Massa, van wie 'n getwis by die waters van Meriba, wat van die vader en sy moeder gesê het, ek sien hom nie, en sy broers nie herken het van sy seuns niks geweet het nie, want hulle het u woord bewaar en u verbond gehou. Hulle sal Jakob u verordeninge leer en Israel u wet. Hulle sal reukwerk voor u neerlê en 'n voloffer op u altaar. Dis wat hulle gedoen het. Dis wat die priesters gedoen het. Hulle het vir, hoor hierso wie ek gaan weer vir ons lees. Hulle sal Jakob u verordeninge leer en Israel u wet. Dis 'n priester vandag. Israel die wet. Dis 'n priester. Wil jy 'n priester wees? Wil jy 'n priester van Vader Jahwe wees? Wil jy 'n erfgenaam van Vader Jahwe wees? Hy sal vir die Urim en die Turim gee. Wat beteken die Urim en Turim? Die ruach in jou hart. Want dit is die wit klip en die swart klipie wat hulle onder die borsplaat vir die bruid gegee het. Gedraai het hierso. Hy sal sy ruach gee, sodat jy as priester van Vader Jahwe die wet en die verordeninge en sy dinge sal gaan leer daar buitekant vir die mense. Pas op net dat die vyand jou nie vashou met woede en verwerping nie. Gaan maak reg met daai boete en sê vandag nog. Kom vry. Kom vry. So wat wil Abba ons leer as bruid? Daar gaan versoekings op ons pad kom. Yes. Die vyand ken jou swakpunte. Hy loop soos 'n brullende leeu rond. Hy soek net daai kraak in jou muur om in te kom. Die vraag is, hoe gaan jy daai versoeking hanteer? Gaan jy reg in jou eie hande neem? Gaan jy jou sonde wat jy daardeur doen, dit regverdig? En so Simeon heeltyd iemand anders se skuld gee vir jou probleme en glad nie bely nie. Of gaan jy soos Levi opstaan uit jou omstandighede, vergewe en vryspreek en lig kies, op jou knieë val voor Jahwe en roepen, repent deur die bloed van Yeshua. Vrykom en kettinge breek wat jou vashou. Handelinge 2 vers 38 sê, bekeer jouself en word gedoop. Bekeer jouself en word gedoop. Kan jy sien, Boetan Sissa, hoe die vyand hierdie aanvalle bring, want hy wil jou roeping steel. Gemaak reg vandag nog. Wil uitnoem reg te maak, kom vry. So verwerping is daar 'n sonde nog, soos ons laasweek gepraat het van, waar as daar iets is wat jy in jou verlede gedoen het, wat nog nie in die lig gekom het nie, bring dit in die lig. Kom weg van daai baggage, soos die Engels sê dit mooi, wat jy dra in jou lewe. En gaan draai maar die regterwang, en die linkerwang, en regterwang en linkerwang. Dit vat baie. Gaan baie vat. Val ons boere. Dit vat baie. Weet want jy's mos nou hierdie. Jy's mos nou, hoe kan jy nou jammer sê? Hoe kan jy nou die minste wees? Yeshua sê jou loon is groot in die koninkryk eendag. Dit gaan groot wees vir jou. Hulle gaan jou spot, hulle gaan jou laat sleg voel, hulle gaan jou, dit gaan teen jou dra, hulle gaan jou naam sleg maak. Maar, loon, waar wil jy loon hê eendag? Wil jy op aarde hierdie loon hê, of wil jy in die koninkryk eendag hê? So is jou keuse, gemaak reg, kom vry, vergewe, vergeet, let go, let God. En kom ons sluit af. Vader, dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om u woord te kon oopmaak, Abba, en hoe ons kon leer vandag, Vader, hoe in daai tyd, Abba, hoe die krag van die mond, Abba, die krag van die tong, Vader, hoe daar iets gespreek word, Vader, en deur 'n pa wat gespreek is, deur Jakob wat gespreek is, en Moses wat gespreek is, en
Hoe ons kon sien wat dit het so geword. Dit het so gebeur, maar Vader Jahwe, U gee keuse nog steeds. En dis wat hy sê, van kies blessing, kies curse, kies. Daar kan ook iets gespreek word oor jou boeta en sissa, daar's ook iets wat gesê is oor jou lewe van klein dit af van, ja, maar jy gaan ook niks wees nie, jy gaan nêrens in jou lewe kom nie, want hoe baie keer kom die vyand en hy kom laat daai mense dinge oor jou spreek, maar ek wil vandag vir jou sê, daar's genade, deur Yeshua se naam kan dit gebreek word, want jy is vrygekoop, erfgenaam, eersgeborene van Yeshua. Hy kom betaal daarvoor, jy is 'n priester, jy word geroep vir 'n koninklike priesterdom, deur Yeshua wat gesterf het vir jou. Die vraag is net, gaan jy, wat jou verlede, jou jongmenslewe, wat met jou gebeur het oor jou lewe, gaan jy daarin bly lewe? Of gaan jy opstaan as 'n vrygekoopte kind, bruid van Vader Jahwe, wat hierdie roeping en hierdie purpose het op aarde, en dit is om met mense die evangelie te gaan verkondig, om te doen wat die profete gedoen het, om te doen wat die disippels gedoen het, al kos dit jou lewe. Want die vyand gaan jou probeer vashou, en Vader, ek bid vandag in Yahushua se naam, dat U kettinge sal sny. Kettinge van vrees, kettinge van verwerping, kettinge van kwaad. En Vader, dat hulle vrygekoop sal word deur die bloed van Yeshua, skoon gewas sal word, sal gereinig word deur die hyssop, soos hy sê in Psalm 51, en skoon gewas sal word soos water. Dat hy die wit kleed sal dra vandag as priesters van U, Vader Jahwe. En so sê Abba, stuur ons sal gaan. Dankie Vader vir genade. Yeshua, dankie dat U gekom het en U het kom betaal sodat ons kan vry wees. Dankie vir die loon wat vir ons wag. Dankie Abba, ek bid vandag Vader vir U ruach in ons hart wat ons krag is. Wat ons sterkte is, ons trooster is. Ek bid vir die name van Ruach HaKodesh, die wat gebid, wat volgens Jesaja op Yeshua gerus het. Dat U ons sal vol met daai name van die Ruach HaKodesh, sterkte, krag. Daai Raksazak Amas wat Joshua gehad het toe hy moes gegaan het en hy sy huis en sy mense moes gegaan het en daai reuse moes gaan face het. Bid ek vandag Vader dat U vir ons daai krag sal gee om na 'n reus toe gaan sê en naam van ons Jahwe gaan jou onbesnedene Filistyn. Mag ons daai boldness weer hê Vader Jahwe. Want die vyand maak ons pap en hy probeer ons hou in hierdie sonde en hierdie verwerping. En ek bid vandag vir krag, Vader, vir identiteit dat ons sal opneem en optel in Yeshua, ons hoëpriester. Hy het betaal daarvoor, sodat ons kan vry wees. Dankie Yeshua vir die prys wat U betaal het. Vader, ek bid vandag, Vader, wat daar enige wrokke nog is, enige kwaad is, dat U dit vir ons sal wys in ons hart, Abba. Sodat dit ons voor U sal regmaak en voor ander mense, Abba. As daar enige wrok is, enige haat is. Vader, want Simon het dit gehaat. Hy het hulle gaan doodmaak. So erg was dit gewees. Vader, ek bid Abba, dat U deur die bloed van Yeshua ons sal wys en dit sal regmaak, daai situasies. Dat ons sal regmaak, sodat voordat ons offer voor U bring. Dankie daarvoor, Abba. Vader, ek bid dat U ons sal seën hierdie week verder, Abba, wat vir ons voorlê. Dankie vir nog 'n week, Abba. Dankie vir die Shabbat, Abba, hierdie teken wat ons kan dra as die bruid. Dankie vir die afgesonderde dag wat ons saam met U kan geniet. 'n Dag wat U vir ons gegee het, vir die mens. Yeshua, U is die Sabbat. En U is ons rus. En U het ons kom wys hoe om die Sabbat te doen. Dankie daarvoor. Dankie dat ons dit saam met U kan geniet. Boeta en sissa, ontvang nou hierdie seën wat Abba Vader vir Jahwe vir jou het. Hy het jou so lief dat hy 'n seën het. Hy spreek hierdie seën uit oor Israel. Spreek dit uit oor die bruid. Bruid van Jahwe, ontvang hierdie seën nou deur Yeshua. Ja, Varecha Adonai Vishmarecha. Ja, Adonai Panevlecha Vichoneka. Yesa Adonai Panevlecha Viasimlecha Shalom. Moet ons sê, Abba sê, hy sal jou seën. Hy sê, hy sal jou bewaar. Glo dit net en moenie vrees nie. Abba Vader sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. En hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy skyn soos Moses geskyn het, toe hy van berg Sinai afgekom het, toe hy die verbond, die wet ontvang het. Toe hy vir Abba Vader in sy teenwoordigheid was. Mag jy sy lig dra in hierdie donker wêreld. En bo alles, Vader Jahwe seën jou vandag met sy shalom. Ontvang sy shalom, sy vrede,
in jou huis, jou in en jou uit. Oralste waar jy gaan, by jou werk, jou huwelik, jou kinders, verhouding, oralste waar jy is. Mag Abba se shalom vrede met jou wees. Dankie Abba Vader, ons ontvang dit nou deur die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. En deur ons Hoëpriester, ons koning, is die seun van Yahweh, Yahushua Mashiach se naam ontvang ons dit nou. Ons maak dit ons sinne. Dankie daarvoor Abba. Amen. Amen. Dankie julle. Like asseblief ons video's, subscribe asseblief ons kanaal en stuur dit vir jou vriende.